was hy. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus, in die naam van die opgestaande Here, meer as welkom in hierdie godsontmoeting. Mag die Here in sy almag u toevou in sy genade goedheid en mag vanoggend 'n hoogtepunt wees in u elkeen se lewe. Met die toestemming die enkele notas wat addisioneel tot donderdag se poortpos moet dien. Neem kennis dat daar vanaand nog nie 'n aandedediens is nie, maar wel volgende Sondag, ook nie teen koffie na die oggendedediens nie. Ons hou die volgende name aan u voor om te dien as ouderlinge: Broeder Martin Myntjies, Stian Fik, Lou Pretorius en Koos Engelbreg, en as diakens Stefan van der Walt, Frederik Rensburg en Barry Miller. As u na die erediens 'n spesiale dankoffergawe kan of wil afdra, is dit vanoggend vir die teologiese studente hulpfonds op Potchefstroom. Broeder Renier, kom maak net seker, ek het ook nuwe batterye. Broers en susters, nou sal dit beter gaan. Ons gaan saam die opstanding Sondag vier en ons tree toe tot die troon van ons Here. Hy, die almagtige God, wat 'n verlossingsplan in hierdie wêreld laat realiseer het. En in ons toetrede, gedagtig aan die opstanding van ons Here, gaan ons luister na orgelvoorspel. Broeder Huib gaan ons voor in die melodie en klank van die oorwinningslied. En onthou donderdag aand se teks, dit is volbring. En na die orgelvoorspel, terwyl ons bly sit, sing ons Psalm 98, die 3de strofe.
Saam verklaar ons nederig dankbaar en sê ons juig tot eer van die Here almal op hierdie ou aard. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, ons is syne, ons is sy volk. Ons is die skape van sy kudde. En daarom, geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here verder met dieselfde psalm in ons toetrede, Psalm 98. Nou sing ons die eerste strofe. Daarna bly almal staan en doen ons dankbaar belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit Psalm 18 se eerste strofe. En ek as kinders van die Here sê met oortuiging, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Maar wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
uit dankbaarheid die Here se wet te kan aanhoor. Vanoggend eers 'n perspektief vanuit die Nuwe Testament. En daarna Eksodus 20 se woorde. Filippense 3 vers 10 en 11 staan onder leiding van die Heilige Gees, Paulus aan die woord: al wat ek wens is om Christus te ken. Hy wens nie net om iets van hom te weet nie. Al wat ek wens is om hom te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind. En deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Saam te beleef hoe dat die apostel Jesus se opstanding in die evangelietaal bind aan die Here se kind se opstanding eendag op die nuwe dag. Eksodus 20, toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg, maak seker. Doen alles in jou vermoë dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf, slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Voor ons saam bid, voor die aangesig van die Here, Psalm 38, strofe 1, 15 en 17.
wil ons verenig in gebed. Ons prys U, Vader in die hemel, dat ons kon sing soos ons pas gesing het. En as ons voor U kniel, dan bely ons weet en glo om Christus wil, dat U nie ver van ons gebed af is, maar dat U ons gebed hoor, dat U verstaan, dat U luister na mense stemme, dat U dit opvang wat in ons hart leef in U ore. En dat U ons ter wille is. Ons prys U, Vader in die hemel, vir vandag uniek anders, inderdaad jaar na jaar, maar elke keer tot op die jongste dag ons te verlustig in wat U doen, hoe U Uself openbaar. Dat U Seun nie net gegee het nie, maar dat U Seun in die hoogste hemele regeer, na sy aardse pad van lyding en stof en sonde en ongeregtigheid. En ons kan lewe. Ons verlustig ons daar in die Here en pleit dat U hierdie samesyn sal omvorm tot 'n feesdiens, U en ons en U in ontmoeting eenkant stil in die bedehuis, in U voorhof saam U naam te verheerlik. Seën, Here, die skriflesing in ons hart, die prediking in ons hart, ons gemoed, ons verstand. Dink in die genade aan elkeen wat vanoggend op 'n preekstoel staan. Hoor ons, o God, in Jesus naam. Amen. Die Here aan die woord op hierdie opstanding Sondag, broer en suster, en wel Lukas 24, die 83 vertaling, sy eerste 12 verse, met vers 11 en 12 as fokusverse. Lukas 24. Die Sondag môre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie, met eens staan daar by hulle 2 manne
met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende, met 'n hoofletter gespel, by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou. Let goed op, toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. En dan kom vers 11 en 12, maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk. En hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Toe Petrus vooroor buig en in die graf inkyk, hierdie woorde, sien hy net die doeke. Die tekstema vir die prediking vanoggend is die taal van die doeke. Die taal van die doeke. Suster en broer, kind en jong mens, die taal van die evangelie. En ek ken dit en ons praat ook daaroor as die taal, die tyding van goeie boodskap. Die taal wat die evangelie praat. En weet jy wat? Dit is mos die taal van woorde. God se woorde in sy woord. Dis God se openbaring. Maar ons kan ook sê, dis die taal van die verbond. Dis die taal van die psalmlied. Dis die taal van poësie en wysheid. Dis die taal van die profeet. Dis die taal van die wyse Salomo. Dis die taal van die prediker. Die predikerboek. Daardie vreemde boek. Met as boodskap, alles is 'n gejaag na wind. Die taal van die engele wat aankondig. En ons moet dit sê, die taal van Jesus. Onthou jy, die taal van die bergrede. Matteus 5 beginnende, gaan lees weer, die taal. Sy gelykenis taal. Sy wonderwerke taal. Sy kruiswoorde taal. Maar
dan ook Paaszondag 2026, die taal van die doeke, grafdoeke. Die taal van die grafdoeke nadat Jezus uit die graf opgestaan het. Vanoggend se tekstaal. Toe sien Petrus die doeke. Die taal van die doeke. Mag ek hierdie evangelietaal met u deel? En as ek dit vra, dan sê ek, kom ons vertoef in hierdie erediens vir 'n halfuur of wat by die oop graf van ons Here Jesus. En vir die kinders, nie 'n graf soos ons dit ken vandag in die grond nie, maar geleef. En daarom klip voorgerol. Kom ons gaan staan, of gaan sit, of kniel by die oop graf van ons Here, want ek wil vir u iets wys. Kyk in. Wat sien jy? Sien jy wat Petrus gesien het? En voor ons verder gaan, net op hierdie punt in die preek, iets oor ou Petrus. U het saam in die voorlesing gehoor, nee, hierdie storie is te goed om waar te wees. Hierdie klomp vrouens kom weer hysteries daaraan. Hulle is emosioneel de mekaar. Ag nee, dit kan nie wees nie. Maar tog, die Gees van God in Petrus. Maar, kom ons sê, net eers dit vir mekaar met betrekking tot Petrus leef met die een saak in sy kop. Jesus is dood. Klaar, hy's dood. Petrus treur, sy rabbi, sy leermeester. Hy al sy hoop gestel het. Hy's dood. Het jy ook al so gevoel? Alles waarin ek my hoop gestel het, is daarmee heen. Petrus voel, dis die einde van sy lewe, en hy het sy lewe gegee, maar Jesus is dood. En daarom was alles vir die Petrus mens uitsigloos. Ken jy dit? Uitsigloos. Is die einde, dis klaar. In die graf in. As Petrus mens die uitsigloosheid in die graf inkyk,
dan verander die donker in lig. Hy sien iets. Die doeke. En daarom, toe die vroue vroeg daardie Sondagmôre ook moedeloos na die graf toe was, met speserye om weer die liggaam van die Here Jesus, kom ons sê, te behandel. En hulle sien dat die graf oop is, het hulle die Jesus is uit die graf uit boodskap gaan vertel, en dit het weer iets in Petrus wakker gemaak. En hulle gaan vertel vir die hele wêreld, vers 5 en 6 van die voorgeleese gedeelte, waarom soek julle Jesus by die dooies? Hier nie. Hy is uit die dood opgewek. En dis die boodskap wat hulle gaan vertel. En die tonge is los. Dis woorde op woorde. Dis taal. Hulle praat die taalwoorde van die evangelie met verwondering. En Petrus, ek sal moet gaan kyk. Glo nie hierdie storie. Wie kan dit glo? En daarom, soos ek reeds gesê het, gaan Petrus terug, want broer en suster en kinders, jy weet mos, sien is glo. En wat gebeur? Petrus sien die grafdoeke. En die taal van die grafdoeke verander sy lewe eensklaps. Die doeke praat 'n taal wat Petrus aanspreek, die evangelietaal van die opgestane Jesus. Die dooie doeke vertel van die lewende Christus. En nou, voor ons verder gaan, kom ek lees vir u Johannes 20, vers 6, 7 en 8. Johannes 20. Het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien die doeke daar lê. Ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Hoor jy die taal van die grafdoeke? En nou 'n gedagte, broer en suster, die grafdoek om die liggaam van ons Here Jesus en die grafdoek om sy kop, dit is materiaal wat behandel is. Dit het soos gips geword. Dit was hard. Is nie net lappies om hom nie. En daarom besef Petrus, die graf is eintlik nie leeg nie, maar hy is vol doeke wat 'n boodskap dra. Want sonder die grafdoeke sou dit beteken het die liggaam van die Here is gesteel, hy is weggevat.
Want om die liggaam uit daardie grafdoeke uit te haal, was 'n proses op sigself. En indien dit moontlik sou wees, diewe sou nie die doeke daar laat lê het nie, want die lappe is swaar gebalsem en dis bitter moeilik aangehaal. Hulle sou die liggaam met die lyfdoek en die kopdoek gesteel het. En kyk nou mooi, ons kyk in by Jesus se graf. Die grafdoek van sy lyf lê presies in die plek waar Jesus neergelê het is met sy dood. En die grafkopdoek is daar eenkant opgerol soos voor Jesus se begrafnis om sy hoof gedraai. Die taal van die doeke. Die lyfdoek presies in die plek, die kopdoek in presiese vorm, net 'n bietjie eenkant, maar die liggaam is weg. Asof die liggaam uitgeskuif het. En Petrus beleef die taal van die doeke. En wat gebeur in Petrus se lewe? Daar staan in vers 12, vol verwondering huis toe. Daar het vir hom 'n nuwe begin. Alles het weer sin gemaak. Petrus was weer sy ou self, verwonderd. En let goed op, die woord vol verwondering, of spesifiek die woord verwondering, beteken in die oorspronklike taal 'n opgewondenheid wat veroorsaak word deur iets wat menslik onmoontlik is, maar wat jy self gesien het 'n werklikheid is. Daarom het ek jy genooi, kyk in die graf. En raak opgewonde. Leef met verwondering. Want Petrus laat ons sien. En die kopdoek. Nie afgerol nie, maar steeds 'n volmaakte eenheid. Soos toe hulle hom daar neergelê het, die kopdoek net een kant. Die taal van die grafdoeke, wat die wonderverhaal van Jesus se opstanding nie vertel nie, maar bevestig. En Petrus was verwonderd. En kom ons draai nou om van die graf. Het jy die doeke gesien? Wat ek bedoel is, kom ons draai vanoggend hier met verwondering om en ons besef, ons eie dood gaan ook eendag realiseer in ons opstanding.
Petrus, jy in jou klein geloof op pad graf toe. In jou klein geloof oor die lewe. Gesien. My verlosser uit die grafdoeke lewend uitgeskuif. My Here, wat vir my die ware lewe aangee. Die taal van die grafdoeke word die taal van U en my wit gewaad in eenvoud skoon. Ek vra, gaan U nou verwonderd huis toe? Maar ek wil nog iets vra. Ek vra, maak Jesus se opstanding regtig 'n verskil in U lewe? Of is dit nou maar Paasfees 2026, soos wat dit Paasfees was in 1988, en nou leef ons weer na die volgende Paasnaweek? Of maak Jesus in sy opstanding regtig 'n verskil in U lewe, in U beplanning, in U toekoms, in U werk, in U diens in God se koninkryk? Die punt is, laat sy opstanding U met verwondering lewe. Daar's die punt. Met verwondering. En dit beteken dat U en ek iets sal sê soos, ek kan nie glo dat ek lewe nie, maar ek het in die graf ingekyk. Here, ek kan nie glo hoe goed is U vir my nie. Ek is verwonderd oor U dade. Ek pak my ellende met verwondering. Hoekom? Ek is verwonderd, want kyk, ek was dood, en ek van alle mense lewe. Want my Here lewe. En vol verwondering oor wat gebeur het, is Petrus terug huis toe. En U? Kom ons pak die lewe met verwondering. Mag ek sê, staan elke dag op. Staan elke dag op. Want my Here het opgestaan. Amen. Kom ons dank sê. Met lofprysing, Vader in die hemel, kniel ons voor U. U skenk hierdie dag
En hierdie dag praat die taal van groote dinge. Here, hierdie dag praat van die gloriedag van U ons Vader wat kom. En U maak ons deel van die 2026 opstandingssondag. En toe ons deur U woord heen in die graf van U seun in kyk, sien ons hom nie, maar net die doeke. Dankie Here daarvoor. Omdat dit ons in staat stel om ons kruis te dra. Omdat dit ons in staat stel om met ander oë na die lewe te kyk. Omdat dit ons in staat stel om te weet, geen ding in tyd of ewigheid kan ons van die liefde skei nie. Dankie Here dat ons vanoggend in die graf kon inkyk. U te loof dat nie net die klip voor die graf weggerol is nie, maar dat U met U stem U dooie seun aan die kruis gesterf vir ons, opgewek het. Die taal van genade, waarvoor ons U dank. In verwondering oor die gawe van gebed, in verwondering dat ons kan sing, dat ons kan bely, in verwondering dat ons mekaar kan groet, in verwondering dat U wonders werk, ook in die moderne tyd. U te dank Here vir hulle wat in die hospitaal was of mediese behandeling of prosedures ontvang het, wat genees. As ons U dank Here vir elke mediese dokter, elke verpleegster, wat nie vanoggend in 'n erediens kan wees nie, omdat hulle by die hospitaal werk. Dankie vir elke brandweerman en elke polisieman. Dankie vir elke verkeersman. Met verwondering dat U ons elkeen hierdie oomblikke gegee het. Verwonderd oor die lewe, die skepping, die somer wat onder ons uitskuif, die herfs wat klop, die winter op hande. Met verwondering, Here, ooraanstonds die hemelvaart in taalblydskap en Pinkster. U is so goed vir ons. Skeld ons skuld ons kwyt en dra ons deur die lewe om Jesus ontwil. Amen.
Ons gaan staan, broer en suster, en saam 'n skrifberuiming en 'n psalm sing. Skrifberuiming 5:4, strofe 1 en 2, en Psalm 116, 1, 7, 9 en 10. Daarna die uitstuurseën van ons Here en ons Amen lied vir oggend, skrifberuiming 19:3, se eerste strofe. Ontvang die uitstuurseën van ons Here en gaan in vrede. Die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13. Die onverdiende goedheid van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.